Ons het nou by die vierde gedeelte gekom van hierdie reeks. Waar is ons dan op pad heen? En ek het vir julle die sleutel in die laaste deel gedoen, en ek wil vir julle vra, as jy nou hier op hierdie video afkom, en jy is nou hier in die middel van deel 4, weet jy wat, gaan soek deel 1, 2 en 3, want dit gaan vir jou geen sin maak. Wat gebeur hier? Nou loop ek in die muur in. Jy sien, as jy nie weet waarvan ek nou praat nie, dan gaan alles nie werk nie. En dis wat Tozer praat van the darkness of the soul. Niks werk nie. Byt net vas. En nou, daar was 'n storie aan my vertel in een van die mannekampe. Kyk, ons boerenasie hou van bid. En ons hou van groot bid. Verstaan jy? Ons glo daaraan dat as jy 100 by mekaar kan kry, moet jy 200 by mekaar kry. Ek sien ons het nou weer 'n 24 uur biddag, en daar is niks daarmee verkeerd nie, julle kan dit geniet. Maar ek weet ons hou die biddag vereen, maar ek wil nou hierdie storie vertel, dat julle kan sien, wanneer jy nou regtig in die moeilikheid is, dan weet jy nader nie meer wat om te bid nie. En dan sit ons kom ons so sierig raak, verstaan jy, en bid, so ek onthou in my kinderjare, en dan sit ek in die NG Kerk, en so warm dat die hoenders gaap. En dan begin ons bid, en dan bid hierdie tannie, en dan bid daai, ag Here Jesus, gee my krag. Maar ek was besig met my ritueel, want een of ander stadium moet ons nou uiting kry. En die storie word vir my vertel, dat die kos 'n storie daar in Bloemhof gebid. En hierdie broer het gebid, en daai broer het gebid, en daar was so 'n lang stilte, toe staan daar 'n boer op. Hy het lang so op sy voete gestaan, toe sê hy, Here, moeilikheid, 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 en toe gaan sit hy. Toe het hy presies vir die Here verduidelik waar hy is. Nou weet jy wat, dis waar ek my bevind het. Is die lering reg? Is die lering verkeerd? Is dit wat ek al daai jare geleer het? Nou nie daarmee heen. Nee. Nou byt jy vas. Hoekom? Want ek het 'n besluit geneem. Jy sien, dis wanneer jou besluit getoets word, broer, dis wanneer dit getoets word of jy die hakstene vasgeslaan het in die rots. Het jy 'n oorgawe aan God gemaak met 'n commitment in jou lewe, of is daar net 'n insident wat jy sien en daarop staan? Pas op. Wanneer dit nie reën nie, en wanneer jy halfpad teen die rotswand uit is, moet jy seker maak dat jou shackles gesluit is. Maar nou is dit moeilikheid, nee. Ek het net een ding gedoen, wat ek dink wat die regte ding was om te doen. Ek het alles van die tafel afgevee. Alles. En ek het hom gevra om dit te herbou. En dit is wat in 2009 gebeur het. En ek het na die Here toe gegaan, en ek het vir die Here gesê, Vader, ek weet nie meer nie. Ek glo U bestaan. Ek kan dit nie om my sien nie. Ek glo dat Jesus op aarde was. Toe die eerste ding wat hy my geleer het, is daar's 'n geesdimensie. En in my getuienis het ek daarmee gedeel. Ek wil nie nou weer daarna verwys nie. Maar een van die belangrikste goed wat ek wil aanraak in hierdie deel van die reeks is die volgende. Ken jy hom? Wat bedoel ek daarmee? Sê vir my as jy bid. Met wie praat jy? Is jy besig om met iemand anders te praat? Of bid jy net? Daai vraag
het een oggend by my opgekom en toe sit ek en kyk, toe dog ek maar ek sien niemand nie, ek kyk nie. So ek maak my oë toe en ek bid. Wat sien ek? Pink. Is daar 'n bewuswording van iemand? Daar is nie. En ek weet, toe hierdie in my hart opkom om met julle te deel en vir julle te sê, weet julle wat, dis waar ons leef. God is nie 'n realiteit nie. En ek dog toe by myself, dis so moeilik om dit te verduidelik. En ek is besig om dit in te bid oor die loop van die week, en ek kom op hierdie gedeelte af van waar 'n ou storie vertel by die dood van koningin Elisabeth. En dit is treffend. Maar ek het dit dadelik natuurlik hierop van toepassing gemaak. En hy vertel, die persoon wat daar praat was die hoof van haar sekuriteitsafdeling by Balmoral. En hy vertel hoe sy altyd gaan vakansie hou het in Balmoral. En hoe sy in Balmoral in die kasteel gebly het, en oor naweke hy as hoof van sekuriteit en dan die hoof polisiebeampte wat hy nou verwys het as captain en dan oorgebly by Balmoral, en dan het hy en die koningin gaan loop, en hierdie een oggend het hulle gaan stap. En terwyl hulle so loop, toe kom daar twee ouens van vooraf gestap met hoë rugsakke aan. Jy weet, hulle word mos so gepak. Stap met die rugsakke en kom by haar en kom staan by haar en kyk. En hulle groet mekaar en begin gesels en hulle begin praat en hulle vra haar uit. Jy weet, nou nie die hele ding in Engels herhaal nie, maar hy sê toe vra, jy weet, waar kom sy vandaan? Nee, sy kom van Londen af. En vra vir waar bly sy? Nee, sy bly in Londen. En wat maak sy hier? Nee, sy bly agter by haar vakansiehuis. Sy bly net so oor die bult. Toe kom die sekuriteitsbeampte agter, die ouens weet nie dis die koningin nie. Let op, hulle praat, hulle besig om iemand te praat, maar hulle weet nie wie dit is nie. Sy praat toe met hulle en sê, wat maak hulle en waarmee is hulle besig? En nee, sê hulle, wie wat, dis nie 'n saak nie, hulle is met vakansie, hulle kom 'n loopvakansie neem deur Engeland. En hierdie ou sekuriteitsbeampte het so gekyk. En hy dog, hier gaan hy 'n slenter trek. En hy sê toe vir die twee Amerikaners, maar hy ken nou, ek ken die koningin. Ja, sê hulle, hoekom? Sê nee, ek was haar hoofsekuriteitsbeampte. Hulle sê nee, hier is hulle wil dadelik 'n selfie neem. Daar staan hulle langs die sekuriteitsbeampte, vat die kamera, nou neem hulle foto's van die sekuriteitsbeampte en hulle gee toe die kamera vir die koningin om die foto's te neem. Met wie praat jy as jy bid, broer? Die interessantheid is in die fotonemer het hulle toe ook 'n foto van die ou tannie saam met hierdie sekuriteitsbeampte geleë en hulle stap toe weg. En hulle so wegstap, toe sê die koningin, I would love to be a fly on the wall when they circulate those photographs. Ek wil jou vra. Praat jy met jou pa? Of hoop jy net dat iemand aan die ander kant van hierdie gebed is? Het jy enigstens 'n bewuswording van met wie jy gesels? En weet jy wat? Jy kan vir my sê, daar bestaan nie so iets nie. Wel, blaai saam met my na 1 Samuel toe. Ek wil hê ons moet 'n gedeelte net so vlugtig in 1 Samuel hanteer. Want daar kan julle sien die spieelbeeld in die skrif van hierdie baie belangrike beginsel. Onthou nou, ons sluit aan by 1 Samuel 3. En dis die lewe van Samuel saam met Eli. Ek wil sommer net sulke losskriffies vir julle lees. And the Lord called again in vers 6, Samuel. And Samuel arose and went to Eli and said, Here I am, you did call me. Eli answered, I did not call my son.
lie down again. Maar let op waar het hierdie ouetjie geslaap. In die tempel. Met ander woorde, Samuel het sy lewe aan God toegewy. Samuel het in die tempel met God vertoef, maar hy het nie geweet wanneer God praat nie. En ek kan vandag vir julle sê, my ervaring is dat tot 95% van die kinders van die Here sit hier. Nie as gevolg van hulle eie toedoen nie. Want niemand het nog ooit geloof verduidelik nie. Kyk in vers 10. Hy kom toe daaruit en toe sê Eli vir hom, weet jy wat? Eli besef toe, maar God praat nou. Maar hy sê toe hom, dis God, hy moet antwoord. Let op in vers 10. And the Lord came and stood and called as at other times. Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Lord, for your servant is listening. Daar's jou reaksie. As jy daai storing kry, reageer jy so? Of reageer jy glad nie? So die heel eerste ding is my bereidwilligheid. Here, hier is ek. Kyk op vers 15. And Samuel lay until morning. Then he opened the doors of the Lord's house and he was afraid to tell the vision to Eli. Wat het hy gaan doen? Hy het God geantwoord en hy die deure gaan oopmaak. Waar tot spreek dit met my? Wanneer jy begin agterkom dat God besig is om iets in jou hart te plant, praat met hom. En maak die deure van jou lewe oop. Weet jy wat? Dit sal jou lewe in sy totaliteit verander. Samuel is vir ons 'n groot voorbeeld waar ons kan staan en jy kan vir my nou kyk en vir my sê, maar dis nie wat ek verstaan nie. Dis nie hoe ek het nie. Dan sê ek vir jou wel, is dit nie wat ons is nie. Ons is besig om die Here te dien, maar ons het nie 'n idee met wie ons praat nie. Ons is besig om die Here te dien, maar ek het nie 'n idee dat ek die seun van die God van hierdie heelal is nie. Nou okay. Wat is die ontbreking? Die ontbreking in ons lewe is geloof. Jesus beloof ons in Johannes 14 vers 21 dat hy hom self aan ons gaan openbaar. Nou, daai openbaring, hoe gaan dit werk? Hoe gaan daai openbaring kom? Weet julle wat? Ek het al hoeveel keer probeer om te gaan sit en te wag dat Jesus nou moet verskyn in die hoek van die kamer. Kom ek sê nou vir jou, hy doen dit nie. Toe ek besluit wel, wie wat, hy gaan nou nie ook vir my kamer beskyn, maar miskien sal hy buite in die veld verskyn, want dis 'n lieflike plek daai. Toe ek hier uit na 'n plek toe waar ek afsonder, en daar het ek toe die oggend opgestaan, 6 uur my stoel gevat, so 500 meter in die bos ingeloop, die stoel oopgeslaan en gaan sit tot die oggend, tot die aand, van die oggend tot die aand, laat die son gesak het. Hy het ook nie verskyn nie. Toe besluit ek, miskien is dit verkeerd dat jy sit. Kyk na al ons rituele. So die volgende oggend het ek opgestaan en ek het 6 uur gaan knie langs die bed. 4 uur daai middag het ek besluit om op te staan. Wel, noodloos om te sê, ek kon nie opstaan nie, ek het omgerol, want ek het gevoel asof my bene en my heupe uitskeer. Kyk na al die rituele. Luister broer, werk nie. OK? Wat werk? Geloof. Die openbaring van Jesus in jou lewe as realiteit. Dan sê jy vir my, maar ek is gered. Dan sê ek vir jou nou, luister mooi, jy's gered. Ek verstaan. Ek laat my nie daaroor uit nie. Maar iemand vir jou vertel, daar is eintlik 2 salvations. The salvation of your spirit and the salvation of your soul. Onthou ons is op pad ergens heen.
waarheen ek op pad is die intimiteit van God. Daar's 'n plek van ontmoeting met God. En ons moet daar uitkom. So wat moet ons kyk? Wat moet ons verstaan? Jesus word ons fokus. Jesus word ons fokus en ons moet kom in die realiteit van Christus. Daar's 'n realiteitservaring van Jesus. Want hoe gaan hy hom openbaar? Let op. Ek wil vers 21 vir julle lees in 1 Samuel 3. Luister net mooi wat sê hy. And the Lord continued to appear to Shiloh, in Shiloh. Dit is nou die plek waar hulle offer, né? For the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh through the word of the Lord. Openbaring wat jy van God ontvang, wat gedeponeer word in jou baarmoeder, bring geloof na vore wat God 'n realiteit maak. Maar ongelukkig vind dit plaas in intimiteit. En die dilemma wat ons het, is ons weet nie wat is daardie intimiteit nie. So ek wil vanmôre vir jou sê, op hierdie padkaart is ons op pad na die plek van ontmoeting met God. Daar's 'n plek waar jy gaan ontmoet met hom, wat ons nou verwys in die Engels as the secret place. Daar is 'n secret place, erken dit. Daar's 'n plek wat jy met hom ontmoet in the secret place. Dis in daardie secret place waar ons die bevrugting kry. Dis in daardie secret place wat hy met ons sy hart deel. Maar ongelukkig is dit 'n pad en 'n proses wat jy moet loop. Ongelukkig moet ons verstaan waaroor dit gaan. In die secret place is daar vir ons weggelê die maaltyd met God. Waarom is dit belangrik? Kom ons kyk net vir 'n oomblik dat ons net sien. Selfs vir sy disippels kon hulle nie Jesus sien nadat hy opgestaan het. Hulle het hom gesien, maar nooit herken nie. Maria, ek kon hom nie herken nie. Want die opgestane Christus kan jy alleen herken wanneer daar 'n openbaring plaasvind. Een van die mooiste dele in die Bybel is die Emmausgangers. Kom ons gaan nou net terug, met ander woorde, die nag het hulle nou daar geslaap. Maria is vroeg af na die tuin toe. Sy het die ontmoeting gehad. Sy kom toe terug en vertel hulle, en 'n rukkie later, so 7 kilometer van Jerusalem af, is 'n plek met die naam van Emmaus, en daar loop 2 mans. En hulle is besig om te praat oor dit wat alles in Jerusalem in hierdie tyd gebeur het. En een van hulle se naam is Kleopas. Waarom word sy naam genoem? Waarom word die ander naam nie genoem nie? Om die punt te beklemtoon dat jy God na die vlees nie kan ken nie, maar na die gees. Kleopas was Jesus se oom. Gaan kyk in die skrif, en hy het hom nie erken nie. Die ander interessantheid van die Emmausgangers is, hulle loop nou toe hulle nou naby die plek kom, dan moet jy kyk wat sê die skrifdeel. Hulle wou nie gehad het dat hy moes verder gaan nie. Waarom is dit so? Hoekom is dit belangrik? Weet julle wat? Ek het 'n gedeelte uit 'n boek uit gelees wat iemand vir my eendag gegee het oor die gebruike van die tyd in Israel. Miskien is dit vandag nog so, ek weet nie, ek sê maar net vir julle wat ek in die boek gelees het, maar wat het ek in die boek raak gelees?
Mense het jou nie sommer net uitgenooi om te kom eet nie, as jy nou in Israel mekaar ontmoet of by mekaar kom, dan is daar altyd 'n gebruik dat jy die persoon uitnooi om na jou toe te kom, maar eintlik moet jy nie die uitnodiging aanvaar nie. Die eerste uitnodiging moet jy glad nie aanvaar nie. Jy moet nou wag tot die tweede uitnodiging. Jy kan die tweede uitnodiging aanvaar, maar jy weet nog nie of hy baie ernstig is om regtig jou te leer ken nie, so hy gaan net vir jou miskien tee aanbied. Jy moet wag tot jy jou die derde keer vra. As jy die derde keer vra, weet jy, hy's ernstig en dan kan jy gaan eet saam met hom. Let op die Emmausgangers. Hulle hou aan Jesus vas dat hy nie verder moet loop nie. En dan gaan sit hy by hulle. Wanneer sien hulle op? Toe hy met hulle 'n maaltyd hou. Hoor die kern. Daar was 'n maaltyd wat Jesus hou, waarin hy homself aan ons openbaar. En daardie maaltyd, moet jy verstaan, vind plaas met hom in die secret place. Ek gebruik die Engelse woorde, want ek kry nie daai selfde vertaling in Afrikaans nie, want die secret place is eintlik die allerheiligste. En ons is op pad na die allerheiligste toe, broer. Maar daar's 'n paar dorpe wat jy moet aandoen in hierdie tog. Daar's 'n paar dorpe wat ons moet besoek as ons in die pad afgaan. En dit is ongelukkige proses. En ek wil so graag daai pad saam met jou begin loop, want dis ware disippelskap. Dis waar ons mekaar se hande vat, mekaar ondersteun, en waar ons in mekaar tree vir tree loop, en dis presies wat ons wil doen. Ons wil die stelsel in plek kry, waar ons met mekaar kan saamloop. Want jy sien, Jesus staan by die deur en hy klop. Almal ken daai skrif hier in Openbaring 3 vers 20, en daai skrif gebruik ons gewoonlik om mense te kry om die sondaarsgebed te bid, sodat hulle wedergebore kan raak. Ongelukkig praat hy daar in die kerk. Hy praat met mense wat klaar gered is. Dan staan hy by die deur en klop. As jy hoor dat hy klop, maak oop. Maak die deure oop in jou lewe. Antwoord God en sê vir hom, Here, hier is ek. Wat wil jy hê? Ek kan net vir jou een ding vertel, om hierdie pad alleen te loop, is baie moeilik. Ek kan nie vir jou sê onmoontlik nie, maar dit was vir my geweldig moeilik. Dis waarom dit belangrik is dat ons mekaar verstaan, dat ons hier saam loop. Nou vir 23 jaar, wel, kom ons trek 7 af, 16 jaar. Toe die Here my eenkant toe gevat het, het ek alleen die pad geloop, maar daar was mense wat saam was. Maar ons het 'n nuwe plek bereik. Ons het die plek van Koinonia bereik. Ons het die plek bereik waar ons by mekaar moet kom, sodat ons erfenis in besit kan neem. Maar let op, ek moet jou 'n bietjie vertel hoe lyk die pad. Maar ek wil hê jy moet weet, dis 'n pelgrimstog. Dis 'n pelgrimstog met 'n begin. Dis 'n pelgrimstog waar ons saam met mekaar loop. En as ons mekaar volgende keer sien, weet wat? Ek gaan vir julle begin vertel, hoe lyk hierdie pelgrimstog? Ek gaan vir julle net so 'n bietjie wys, hoe lyk dit op pad na die secret place? Wat ons beleef. En dan, broer, gaan ek jou vra om in die kar te klim. So jy het 'n bietjie tyd om weer te dink. Jy het 'n bietjie tyd om te dink, waar is ek vandag? Waar loop ek? Loop ek daar waar ek moet loop? As jou grootste bekommernis is om hemel toe te gaan, sit af die video, my vriend, jy is op die verkeerde plek. Maar wil jy in 'n proses loop
waar jy kan ontslaa raak van jou verharde hart, sodat jy God kan hoor. Wil jy nie die proses afloop, sodat jy in geloof kan staan? En dit is God se hart vir ons in hierdie tyd. Ons moet in geloof kan staan. Wel, geniet wat jy doen, moet dit nie oordryf nie. Ons sien mekaar weer. Come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow